Welkom by Foy's Kingdom, saam met my, Nadia Olivier. En ek DJ Olivier. En Arno Botman. ons wonderlike gas vir die aand, Arno, ons sit hierso in jou amazing studio. Baie dankie dat ons hierso kan wees. Dis so lekker om nie net aanlyn te rekord nie, DJ, maar vir 'n slag in persoon interaktief te kan wees, nie. Ons is vanaand fancy. Stiere is groet. Maar ons het so 'n bietjie van 'n so semi van 'n break gehad nou vir 'n week. Net om te recover en alles. So ek dink dit is 'n baie goeie ding om af te skop met Arno se testimony. Nou Arno, jy gaan nou met ons gesels oor ek wil dit nou 'n titel gee, maar dit is soveel meer as 'n titel, nee, dit is ateïsme. Jou pad van ateïsme na geloof toe en hoe daai pad gelyk het en wat is jou vooruitsig as gevolg van die storie wat die Here in jou lewe kom skryf het, nê. So ek gaan nou ophou praat en net die mic vir jou oorgee. En dan kan jy ons vertel, wat is die storie? Ag, baie dankie. My storie is 'n life story. Dit net soos eendag het alles verander, maar dit het iewers te begin en ek dink ek moet van die begin af begin dat mense kan verstaan waar kom dit vandaan. So kom ek begin by die begin. Ek was baie jonk gewees, my ouers was in 'n konservatiewe kerk gewees en ek het baie vrae gehad, baie goed gehad dat ek onseker was in die kerk. Waar kom God vandaan? Hoekom doen goed soos God goed doen? Weet wie God geskep as God alles geskep het. En ek het baie vrae gehad en ek het na baie mense in die kerk gegaan, na my ouers toe gegaan en iemand het regtig vir my antwoord gehad oor hoekom is goed soos dit is nie. En die denkwyse rondom dit elke keer as ek 'n vraag opgebring het, is net goed is so want goed is so. Daar's nie regtig 'n rede gewees of was nie regtig 'n explanation gewees nie. Jy weet, hoekom bestaan God nie? God bestaan want God bestaan. Hoekom nie goed so nie, want God is God. Jy weet, daar's nie regtig redes gewees nie, regtig iets gewees nie. En ek het baie vrae gehad en ek het net begin wonder hoekom moet ek iets van selfsprekend vat? En ek het heeltemal God gedeny. Gesê hy bestaan nie en ek was van baie jongs af 'n baie logiese persoon gewees en ek het basically gesê 1 + 1 is gelyk aan 2. Heeltemal my manier van dink verander na mathematical toe. Wat jy insit is wat jy uitkry. Wie jy nou goed gaan kyk, jy gaan nie meer uitkry nie. Ons nie iets spiritual aan buite nie. Scientist, al daai tipe manier van dink. Big Bang, evolution, alle goeders ge-embrace. En vrae gehad oor dit en ek het amper vrae gekry vir goeders wat ek voor gesoek het in science en in mathematics. My hele lewe lank so aangegaan. Nie regtig probleme gehad nie. Ek het wel van 'n baie klein dorpie afgetrek na Gauteng toe, van die Vrystaat af Gauteng toe, waar ek gegaan het van 'n skool van 200 kinders na 'n graad van 200 kinders. Die Vrystaat is mos Bloemfontein. Ja, dis my vrou se redenasie. Dis kleiner as dit, dis Kroonstad. Ja, okay. So dit is baie klein. Dit is as jy daar iets verkeerd doen, die hele dorp af van binne 2 minute. So dit is amazing, maar dit was nie meer vir my nie. Ja. Dit rarig, ek het gesukkel om in te pas, terwyl die manier te gedink het ook. Want ons vertrek het nou Gauteng toe, na die skool toe. Ek het rarig gesukkel om mense vriende te maak en te assosieer met mense op 'n normale manier, op 'n emosionele manier. Ek het basically graad 3 begin in hierdie tipes in Gauteng in hierdie skool en ek het nie rarig vriende gehad met graad 3 nie. Graad 4 het ek 'n manier gekry om 'n bietjie acquaintances te maak met mense te relate op 'n ander manier. So daar het 'n strategiese kaartgame baie populêr geraak en ek het die kaarte gekoop en begin speel en dit is amazing, nou dis 'n strategie. En ek het daardeur begin vriende maak en daardeur begin assosieer met mense vir baie lank, maar ek was anderste gewees, ek het 'n ander manier gehad van dink, 'n ander manier gehad van goed doen. En basically deur skool gaan net vir my ek kan sê die aand voor graad 7 begin, het ek hierdie nagmerrie gehad wat ek nie vir julle kan beskryf hoe realisties en hoe werklik dit gevoel het nie.
as ek terugdink, dan dink ek dit was net van een plek af gewees. Dit was nie God nie. En basically, die droom het begin, ek het normaalweg aangaan en hoe een vir een elke persoon in my lewe my afskryf. En hoe ek basically, ek kan nog onthou die droom eindig, ek wat op straat loop en elke persoon wat ek ken, elke persoon wat ek waarde aangeheg het, my totaal al afgeskryf het. Sure. En dit is nogal snaaks, dit het my grootste vrees geword en hoe groot mense grootste vrees in mense realiteit word as jy lank genoeg in dit, Rejection. Ja. in dit wandel kan ek sê. Vaskyk. Ja. En ek graad 7 het ek basically vir 6 maande toe glad nie skool gegaan na daai droom nie. Baie erge depressie opgetel, baie erge angs opgetel. Begin hulp kry daarvoor, sielkundige gaan sien, al daai tipe goed. En na ruk het ek weer okay gevoel, maar ek het kan in my belangstelling in skool verloor. Ek kan in my manier bietjie verloor. En ek het graad 7 klaar gemaak, nog steeds met decent punte, nie om te brag of iets nie. Of iemand wat 6 maande gemis het, dink ek nie, ek het dit gedoen nie. Hoërskool toe gegaan, weer verskriklik gesukkel om in te pas, maar ook op daai punt, ek het nie meer belangstelling gehad in dit nie. Nie belangstelling gehad om mense om my nie, daai realiteit van alleen wees en begin vestiging binne my kry. Okay. So die isolasie het nou begin plaasvind. Yes. Daar was baie mense om my gewees, maar ek kan mense begin wegdruk. En graad 8 klaar gemaak, maar het was 'n moeilike jaar gewees. Ek wou nie skool toe gaan nie, ek wou nie enigiets daar doen nie. En skool klaar gemaak, nie graad 8 klaar gemaak. En basically in daai vakansie, goed is my ma en my pa het vir baie lank nie goed gegaan nie. En was amper na 'n lang ruk wat ek geweet het iets kom, maar ek het nie gehoop het gebeur nie. Het my ma en my pa my laat weet, hulle gaan die verhouding eindig en hulle gaan skei. En het my as tiener baie hard geslaan. En ek het regtig gesukkel om grips te verstaan van dit. Alhoewel ek geweet het dit kom. En ek het weer heeltemal in 'n put ingeval van ek het myself totaal al geïsoleer van die wêreld, nie net van mense af. Ek het so erg gegaan, ek het vir 2 jaar glad nie skool gegaan nie. Ek het basically in ons huis, in die leefkamer op die bank, ek het op die bank geslaap, op die bank, basically van ek opgestaan het tot ek gaan slaap het TV gekyk. En hoe oud is jy op daai ouderdom? 15. 15. Ja. So 15, 16, 17, het jy nie basies skool gegaan nie? 2 jaar. Ja. So 15 en 16 het ek Okay, ja. glad nie skool gegaan nie, My bietjie Waar bly jy op daai stadium toe by jou? by my pa. Okay. Yes. Okay. Bly by my pa, bly in die sagte huis, dis nog heeltyd in bly. En jy het nog steeds op hierdie stadium, hierdie leemte in jou van, daar is nie 'n God nie. Ek is op my eie, die wêreld is meaningless. Die enigste meaning is wat ek het gee. And I don't feel like giving it anything. Amper die enigste iets groter of enigiets beter is wat ek gemaak het daarvan. Ja. Is hoe ek hierdie wiskunde som die beste laat maak, of van wat daar is. Ja. En dis moeilik. Dis moeilik om So dis eintlik so 'n bietjie van 'n performance-based situasie. Yes. Ek moet nou perform, want dis die enigste meaning wat ek gaan hê. Ja, ek het waarde geheg aan hoe goed ek doen. Ja. Letterlik op skool ook. En dis interessant dat Sure. ek het so sienwyse gehad, maar tog die vyand my tot kom challenge en my kom destrooi op die plek waar ek die meeste waarde heg. As ek mag vra, hoe's jou pa op hierdie stadium met jou, wat jy by die huis bly? Aanvaar hy dit? Ek en my pa het 'n baie goeie verhouding. Okay, en hy steun jou kant en hy help jou. Yes. Okay. So 'n bietjie ook, hoe kan ek dit stel, konteks te gee. Hy het baie hard gewerk op daai stadium ook. Okay. Hy het op daai stadium in, wat is die plek, Nigel gewerk. So dis omtrent so 1 en 'n half se ry. Ja, ons ken Nigel, dit ons paspoorte daar gaan doen. Yes, van hier af. So hy het daar by 'n meele gewerk. En dit was, ek was basically alleen gewees tydens die dag. In die aand het ek baie met my pa gepraat en baie met hom gedoen gehad. Maar deur die dag was ek totaal alleen. Wat ek ook vir julle kan sê is ek het heeltemal my dag en nagroetine omgedraai. Ek het soos 3 uur, 3:30 gaan slaap in die oggend en ek het 3 uur, 4:30 in die middag opgestaan. Jy verf vir my 'n prentjie van 'n tipiese 'n depressive episode wat 2 jaar gehou het in jou lewe. Yes. Nou wat eintlik al lankal daar was, maar wat vir 2 jaar uitgevloei het, sal ons nou maar sê. Die prentjie van hierdie jong man wat
as jy nou 'n cartoon moet imagine, nê, wat se skouers hang en die son hang en 'n bank is daar en ek sien hierdie swaar tyd waar daar's niks. Daar's niks nie, nê? Yes. Ja. Maar net dag vir Wow. dag wat verbygaan en just another day. Yes. Wat hom Sjoe. maar net en Wat 'n interessante tyd. Sjoe. Wow. Ja, geen vooruitsig nie, want Ja. logies weet ek ja. dat dit nie kan werk nie. Mhm. Maar tog is ek emosioneel en tog kan ek nie funksioneer nie. Ja, en ek dink soos in my geval toe ek weet nie, ek was ook in hoërskool en ek het net op by skool toe gaan en my ma het 'n hofbevel gekry dat ek moet terugkom skool toe gaan. Maar ek het nou nie die depressive episode gehad nie, maar ek vereenseldig met die opstandigheid wat ook die onderliggende oorsaak hierso is. Nou, jy rebelleer eintlik teen jouself. Nee, Yes. is ek reg? Teen myself rebelleer ek, maar ook daai ding van om alleen te wees, daai vrees wat realiteit word. Mens besef dit nie, maar jy's so bang om te commit na enigiemand toe, want jy's bang jy's alleen, dat jy alleen word. Sjoe. Dis powerful. Dit is amper soos daai bose kringloop, jy wil Ja. nie iets doen nie, so dan doen jy dit nie en dan word dit wat jy nie doen nie. Ja, Yes, dis jy droom met jou realiteit geword. Yes. Jy was so bang almal gaan jou afskryf, toe skryf jy almal af. Ja. En jy gaan in 'n depressie plek in. Maar gelukkig het jy jou pa op daai stadium want hy support jou daarom. En Yes. ek dink dit bring so 'n bietjie. Maar dis 'n pandemie in ons lewe vandag, nê, nee, is die feit dat daar soveel jong mense wat geïsoleerd lewe, want veral met social media. Al hulle verhoudings is virtual verhoudings. Al hulle nie al nie, maar majority of interaction is virtual. En dan sit hulle alleen in hulle kamers en hulle is eintlik alleen. Ek wil net sê, ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar my era was vir die era van WhatsApp en Facebook en Ja. Instagram. Was dit in die BlackBerry era? Dit was nog voor dit. BBM en Dit was Wat net voor dit Ja. gewees. was daai ander ding, nie BB? Ja, was dit BBM? Mm. Mix it man, mix Mix it. Mense het gemix het, maar ek het nie daarvan. Ja, het jy nie gemix nie? Nee, ek het nie gemix nie. Okay. Maar om net terug te kom na die storie toe, so ek het so 'n jaar en 'n half in daai 2 jaar, ek het nie hulp gesoek nie, ek het nie vir hulp gevoel ek het hulp nodig gehad nie, ek het nie besef hoe ver weg was ek gewees nie, en ek het vir so 6 maande begin 'n sielkundige gesien wat my toe regtig begin help het, en my begin stukkie vir stukkie weer opbou het, en my begin leer het vir om te funksioneer. Ek het toe begin homeschool na dit. Ja, begin Jy het nie dit gesê toe ons vroeër gesels het nie, was jy ook 'n homeschool kind? Ek was ook 'n homeschool. Nice. Ek het 'n tutor gehad, 2 tutors gehad wat my gehelp het, een met die tale kant en normale vakke en een met my met die wiskunde en die wetenskap gehelp het. Ek was nog altyd kwaad vir myself as op skool. Ek het nie die maklike vakke gevat nie. Ek het normale wiskunde gehad. Ek het wetenskap gehad. Ek het ekonomie gehad. So ek het al die interessante vakke gehad. Was nie die RTT, ek het RTT gehad, maar ek was nie daar het RTT gevat en geografie gevat net om maklik deur te doen. Okay. Myself moeilik gemaak. Ja. Ek het basically en ek 21 word, toe ek matriek klaar gemaak. So ek het graad 11 2 ekstra jaar gedoen net om die agterstand wat daar is soveel as moontlik te kan opvang, want mense vergeet goed. Veral as jy 2 jaar in skool gaan nie. Goed, so ek het skool klaar gemaak, maar ek het begin weer vra kry binne my, weer begin goed soek wat ek nie noodwendig geweet het hoe om te kry nie, want dit was nou nie deur God gewees nie, maar daar was 'n sekere hoeveelheid healing gewees wat gebeur het, en sekere hoeveelheid goeders wat weer begin in plek val het, en ek het weer begin relationships en mense in my lewe soek. En ek het daai stadium nog steeds baie strategiese kaart game gespeel, en ek het op so vlak gespeel dat ek actually nationals gespeel het. En Sure. ek het baie goed gedoen in dit. En ek het 'n paar vriende deur dit gemaak, mense getarget, wat ek letterlik mee 'n plan gemaak het, hoe gaan ek hierdie mense nader my kry, en hoe gaan ek vriende maak met hulle. En ek het daai plan uitgevoer en het gewerk soos 'n bom, en ek het basically 3 vriende gemaak, goeie vriende gemaak, wat ek op baie stadium op 'n weeklikse basis amper gesien het, ons het saam games gespeel in persoon, wat nogals min gebeur deesdae, gewoonlik is dit als online, hoe dit Presies gebeur. dit. Okay, so. Ja. Okay. Maar ek wil net vir jou 'n vraag vra op daai punt. Kan jy die water oopmaak? Baie dankie. Dankie. Hy sit en sukkel met sy water.
Party mense sal nou dink, okay, goed, so ons kan sê jy was intentioneel om met daai mense te connect, né? Wat 'n goeie ding is. Dis 'n positiewe manier om daarna te kyk. Yes. Of jy kan na dit op 'n meer negatiewe manier kyk en jy kan sê, ja, maar jy was eintlik het jy die situasie begin manipuleer om te kry wat jy wou hê. Hoe sou jy kies vandag om dit te bewoord? Sou jy sê, hey, ek was dalk eintlik intentioneel en ek kan nogals iets daarvan wegvat en in my toekoms inplant om te sê, so what I put my mind to I can achieve. Jy kan dit daar uitvat of jy kan daarna kyk en jy kan dink, jong, ek het streek in my. Ek weet nie dit doen nie. Hoe kyk jy daarna? Ek dink jy kan intentioneel wees in jou lewe, maar om te intentioneel te wees is ook sleg. Want in die begin, hoe ek na het gekyk het, hoe ek na die verhouding gekyk het, dit was nie gesond geweest nie. Ek het nie noodwendig, ek was alleen, so ek het 'n plan gemaak om nie alleen te wees nie, maar ek voel daai tipe verhoudings baie keer baie meer organic moet gebeur, as wat ek het laat gebeur. Okay. Maar jy het steeds uit jou comfort zone gegaan, het jy nie? Ek het dit op 'n sekere mate, yes, baie uit my comfort zone uitgegaan. Want daai beplanning vat uit jou comfort zone uitgaan. Al sê jy, okay, ek moet nou hierdie en hierdie doen om hierdie ouens aan my kant te kry, but I'm gonna have to do stuff that's not me. Yes. So, okay. Ja. Okay, goed. So wat gebeur het, ek het met die vriende betrokke geraak, so dit was een vriend gewees en dan 2 vriende wat in 'n verhouding is saam met mekaar. En goed gegaan tussen 6-7 maande en ek wat 'n jong volwassene is wat nog nie regtig met mense verhoudings gehad nie. Kry 'n bietjie 'n crush op een van die dames wat ek mee vriende gemaak het en daar's 'n baie snaakse gees wat daar ontwikkel. Sy begin sien ek het gevoelens vir haar. Ek het nie uitgegaan om dit te wys of om iets te maak van nie, want ek het geweet dit is verkeerd. Jy gaan nie agter 'n ander man se vrou aan nie. Hy was nie getroud of iets op daai stadium nie. Maar daar baie binne my gebeur en daar was amper 'n transformasie binne my gebeur het van dis die eerste keer dat ek regtig liefde ervaar en dit nie vir my sin gemaak nie. Vir iemand wat totaal logies is, wat totaal uitgaan om vriende te maak, totaal uitgaan om daar's niks groter nie, 1 + 1 is 2. Liefde werk nie so nie. Liefde het 'n ander manier van dink, 'n ander manier van gee. En ek dink ek het daar begin beweeg amper van 'n atheist na agnostic manier van dink. Dat daar is iets groter, maar ek kan nie weet is persoonlik of hoe dit lyk nie. Alhoewel ek nog steeds myself as sien het as atheist, dat ek dat iets begin oopmaak binne my. En dit was 'n interessante tyd geweest. Ek het baie seer gekry in die verhouding. So seer dat die seer begin manifesteer het binne my. As ek begin dink hieraan, het ek redelik in my bors pyn gevoel. Ja. En dit was terrible. Ek wil nooit weer so voel nie. Ons het vroeër toe ons hieroor gesels het, toe let ons eintlik op hoe ten spyte daarvan dat dit gebreekte liefde was, het dit die deur oopgemaak na iets groter as 1 + 1 is 2. Yes. So God is perfekte liefde. Maar hy kan gebreekte liefde gebruik om die deur van liefde oop te maak. Yes. Hy kan, beteken nie hy gaan nie. Gebreekte liefde kan jou of nader vat of verder wegdryf, maar in jou geval het God dit gebruik om jou in perfekte liefde in te bring. Ja. So mooi, nee, beauty for ashes. Okay. Ja. So ek was gebroken geweest op daai punt na die verhouding nie uitgewerk nie. Ek was in so seer, en ek kon dit nie beskryf nie, want ek is die highly logical persoon. Ek minag amper emosies, maar tog is ek 'n emosionele mens ook. En ek is op 'n punt wat ek dink om my lewe te eindig. En tot in my depressie, het dit baie my gedagte ingekom, ek was nooit op 'n punt wat ek het begin oorweeg het nie. En ek weet nie of dit net die vyand is wat besef het, daar's iets anders te spiritueel gebeur het en het probeer druk het na iets toe wat hy wou gee het moes gebeur het nie. En ek begin met my ma een hand op die foon praat, net oor die gebrokenheid en hoe seer ek is en ek nie lekker voel nie. En ek begin iets geestelik begin gebeur. Ek begin voel iets sê vir my, vra jou ma om môre saam met haar kerk te gaan. Oor en oor en oor. Letterlik soos ons hierdie gesprek het, daai gedagte is oor en oor in my kop.
aan mekaar. Dis tenacious, dit hou nie op nie. En ek is soos, ek weet nie wat dit te maak nie. Hoekom dink ek dit? Hoekom kom dit in my gedagtes in? Dis nie ek nie, dis nonsens. En ek praat so half met my ma en ek gee en ek vra vir haar, gaan jy môre kerk toe? En sy sê ja, wil jy saamkom? Ek sê ja, sal môre saam met jou kerk toe kom. En ons gaan kerk toe en dis die eerste dag van Pinkster by die kerk. En daar's 'n Amerikaanse priester daarso wat begin praat, begin sy boodskap gee en ek begin iets sien wat ek nog nooit tevore gesien het nie. Ek begin iets beleef wat ek nog nooit tevore beleef het nie. En my manier van dink op daai oomblik verander en ek gee my hart vir die Here halfpad deur daai hele boodskap. En ek dink ek het die situasie baie verkeerd gelees op daai stadium, want wat ek in die persoon gesien het, is wat ek gevoel het, ek moet ook wees, en ek moet ook uitlewe. En ek het daarna begin kerk toe gaan, saam met my vriend by een van sy kerke, en ek het baie vesting al gevind, en baie geleer daarso. Maar ek het geglo, ek moet wees soos die persoon, wat daai aan die boodskap gee. Ek moet in voltydse ministry ingaan. Ek moet gaan teologie swat, en ek moet die hele proses loop, om te wees soos hy wees. Dis waar ek en jy ontmoet het, Yes. met ons teologie studies, ja, by School of Divinity, né? Yes. SOD gewees. Yes. Die naam het intussen verander, maar ja, het was... Ja, was 'n okay, baie is goed. Ek weet niemand van wat ek praat nie. Yes. Ja. Waar die ouer generasie Ja. daar binne. So ja, en ek het bietjie gewonder, bietjie gedink, en ek gevoel ek moet dit doen, dat ek gaan teologie swat. Maar so die hele punt van die School of Divinity is jy doen 'n internship by die kerk wat jy by betrokke is. Ja. So is 'n 2 jaar proses wat jy volg, en binne daai 2 jaar studeer jy teologie. Jy het klasse by die kerk en hulle leer vir jou hele dogma en alles rondom dit. En binne my prakties, ek pas nie enige plek regtig in die kerk nie. Ek was op baie stadium iemand wat regtig voor mense kan praat, groot groep mense nie. Ek is nie iemand wat regtig by die kids ministry inpas nie. Ek is iemand wat regtig by die tiener ministry inpas nie. Ek is nie regtig iemand wat 'n bestuursrol wil aanvat nie. En ek raak uitgebrand en ek raak frustreerd. En ek weet nie wat ek kan doen om te gaan nie. En so my tweede jaar is in COVID se tyd gewees. En alles gaan online. En ek kry so 'n bietjie 'n smaak van video. Van wat video is, en wat verwag word van video se kant af. En ek het begin 'n bietjie belangstelling opkry in dit, maar ek het nie geweet wat om te maak daarvan nie. Maar heeltyd in my agterkop, ek is ongelukkig binne die kerk. Ek weet nie waar pas ek in nie. Ek weet nie as die pad vorentoe nie. En ek vererg myself amper een dag en ek sê, Here, is nou ek en jy. Ek gaan in my kamer in, ek maak die deur toe en ek sê, ek en jy gaan nou chat. Ek en jy gaan nou die uitgesort kry, want ek kan nie so aangaan nie. Ek weet nie wat die pad vorentoe nie. Ek weet nie hoekom het jy gesê ek moet in die ingaan nie. En ek begin bid en hy gee vir my net hierdie visie van, ek gaan dit nog so duidelik onthou, is basically 'n jong dogtertjie wat jy kan sien wat nie 'n maklike lewe gehad het nie. En hoe 'n ander vrou afpik wat jy kan sien 'n makliker lewe gehad het. En vir hierdie girl 'n sweetie gee. En net hoe die Here sê, capture die goedheid van die mens. En ek beleef dit as doen fotografie. En ek het toe my internship klaargemaak en alles gebonde met dit, behalwe die teologie studies. En ek het daarna begin by Open Window het ek 'n 1 jaar kursus gedoen in fotografie, waar ek die top van my klas cum laude gegraduate het. In fotografie. Wow. En ek het dit begin pursue as 'n voltydse karier. Wat ek wel besef vandag, wat ek nie besef het op die dag van my bekering nie, is ek het nie noodwendig gesien dat die persoon wat ek daar gevolg het, of wat ek daar gesien het, is nie dat ek noodwendig soos hom wou gewees het nie, maar ek het Jesus gesien in hom. Ja. En daai het gewig gedra, meer as wat die persoon daar gepraat het. Sjoe. Ja, nee, jy het 'n kragtige getuienis. Is hy volledig? Het jy hom gedeel nou? Ek het nog eens iets wat ek kan bysê Ja. op dit. So ek het basically 2 professionele mense wat my help. Nog my hele proses. So een was 'n sielkundige gewees en die ander een was 'n psigiater gewees. En die psigiater is nog langer met my
as die sielkundige. En ek praat hierdie jaar bietjie met hom. En ek sê vir hom, hierso, wat is my diagnose en hoe kyk jy daarna? Want dit is 'n realiteit wat ek mee lewe. Dit is nie noodwendig my identiteit nie, maar dit is iets wat ek moet steward en mooi na kyk en ek het 'n bietjie vrae daaroor. En hy deel 'n bietjie met daaroor en hy sê eventually dat hy het geen twyfel dat ek 'n goeie fotograaf is nie. Van die environmental en developmental goeders wat ek deurgegaan het. As hy kyk na wat ek moes oorkom het, hoe ek nog goed gekyk het, kan hy definitief sien hoe dit my oog ontwikkel en my in 'n rigting ingedruk en my voorberei vir wat ek moes doen. En ek dink mense besef nie, maar al deny God, al is jy nie Christen nie, God laat alles ten goeie uitwerk. Ja, hy redeem alles. Daar's niks wat gebeur. Vir ons is dit 'n waste. Jy dink in jou lewe het jy goed weggegee wat waardevol was, jy het jou dele van jouself weggegee. En jy daai tyd jy dit weggee, soos sweeties by 'n verjaarsdagpartytjie, nie besef dis waardevolle dele van jou nie en dat die Here daai goeders in jou lewe en in jou menswees ingebou het nie. En om byvoorbeeld 'n voorbeeld te gee, né? As jong meisie het ek baie van myself weggegee. En ek het eers in Jesus, ek sal sê eintlik was dit hierdie jaar eendag toe sit ek in die kerk. En ek het hierdie girly kursus gaan doen en ek doen nie girly kursus nie. In fact, ek wil geen kursus doen nie. Ek is moeg vir 'n kerkkursus. Maar ek dink jy wou wat is daai waarhede? Vrymakende waarhede. Jy wou dit gaan doen het. Ek wou dit eintlik ook gaan doen het, maar for some reason tog ek gaan net Jy hierdie het hom klaar gedoen. ek gaan die vroue kursus gaan doen. Ek dink want ek wou net met die vrouens bond, jy weet. So ook so 'n bietjie intentioneel daar. Maar na daai kursus toe sit ek eendag in die kerk en ek kry die gedagte. Ek onthou iets wat gebeur het in my lewe en ek is soos, waar is Jesus op daai oomblik waar hierdie goeters aangaan? En ek sien Jesus is net daar. Ek besef hy was daar en iets breek binne in my. En ek besef daai dag, ek het my mooi weggegee. En ons besef nie wanneer ons daai dinge van ons lewe opoffer vir die wêreld, sodat ons kan goed genoeg voel. Dat dit is eintlik wat ons doen nie. Maar die Here kom en dan kom redeem my dit. So wat ook al jy weggegee het, bring hy vir jou terug. Yes. In 'n manier, weet hy die storie. So dis beautiful. Ja. Ek dink nou, weet baie keer praat mense, ek is altyd met mans betrokke. En dan sê ek altyd vir hulle, elke uit 'n storie. En as al baie mense luister en sê nee, ek het glad nie so 'n storie nie. En die ding is, jy het 'n storie om te deel. Maar ons het nou net so in diepte gepraat van al die dinge en hoe diep jy in waar jy op 'n plek gekom het waar jy glad nie geglo het in die Here nie en agnostiek en because en sê vir ons 'n bietjie daarvan want ek wil eintlik daarvan hoor want dit is nou vir my interessant want nou klink dit okay, ek was nou maar net nie lekker nie, maar jy was in 'n plek en waar jy eintlik niks van die Here wou weet nie. Soos jy het dan vir ons gesê jy het nie eens na 'n troue toe gegaan nie. En vertel vir ons daarvan. Jy's 'n volslaa ateïs is wat jy sê, né? Yes. Ek probeer baie keer mense verstaan. Jy kyk altyd na die Amerikaners en hulle is maar ek het nog nooit 'n Suid-Afrikaner ontmoet nie. En verduidelik my wat 'n ateïs is. Ja, vinnige 5 minute. Hoe het jy deur van daai tyd wat jy besluit het jy's nou ateïs tot jy besluit het na jy nou 'n bietjie seer gekry het met die verhouding. Ek het daar ook 'n vraag. Ek wou geweet het, was dit 'n one-way love of was dit so half en half Okay, maar een vraag op 'n slag. Ja, een vraag op 'n slag. Ekskuus. Verduidelik die ervaring van ateïs wees. Ja, hoe diep was daai ervaring? Dit was baie diep geweest. Daar's nie 'n lewe hierna nie. So jy moet die beste maak van die lewe wat jy op die oomblik het. As iemand doodgaan of iets gebeur met iemand, is verby. Jy sien hulle nie weer nie. Daar's nie iets by dit nie. En dit motiveer jou amper om iets te doen. Jy laat dink soos, okay, maar hoe gaan ek iets beteken as ek nie meer op die aarde is nie? Hoe gaan ek 'n legacy los? In steede van hoe gaan ek
in 'n legacy ingaan. Verstaan ek bedoel. So dit het 'n ding geword van hoe maak ek die beste? En weer daai ding van 1+1. Hoe vat ek die resources wat ek het en maak 'n legacy daarvan, maak iets daarvan dat mense my onthou. Al is ek nie meer hierso nie. So jy het besluit jy gaan iets doen en hulle gaan vir Arno onthou, want niemand gaan praat van ons gaan Arno sien in die volgende lewe, ons gaan hom sien in die hemel nie, because jy glo nie in die hemel nie, jy glo, as ek hier dood gaan, as ek gone, Yes. maar julle gaan my onthou vir hierdie en hierdie. Ja, die funny ding is, nee, wat ons oor kan konfedereer, sou ons nou kies om dit te doen. Die feit dat elke mens het 'n begeerte om aan te hou leef. Whether dit is deur memory, legacy, whatever you want to call it, daar's iets in elke mens wat sê, I need to be beyond just this. Nee? En ek dink dit is waar mense gewoonlik die gesegde gebruik, the search na meaning, the meaning of life. Dus die soeking na, daar's iets eternal in ons, wat sê, there's gotta be a continuation of something. Yes. So as dit nie life is after death nie, dan moet dit my memory wees, of my legacy, of wat ook al. Waar kom dit vandaan? As ateïsme waar is, waar kom die strewe na eternality vandaan? Ek en Nadia het vroeër gepraat hieroor en ek het vir haar gesê, hoe meer die wêreld wegbeweeg af van spiritualism en van God af, hoe meer soek die wêreld na dit, want ons is gebou om dit te hê en dit nodig te hê. So hoe meer ek wegbeweeg het van God af en van eternal life af, hoe meer het ek vir manier gesoek om my eternal te maak. How crazy is dit? Dit is like, it's mind-boggling eintlik hoe daai siklus werk. Dit is soos En ek dink dit trap jou. dink ook dis hoekom baie, as jy kyk na van die hogere atheists, wat baie outspoken is, dit so verskriklike rolle in universiteite en plekke inneem. Want hulle soek 'n manier om iets te beteken. Hulle soek 'n manier om 'n legacy te bou. Ja, hulle wil 'n legacy bou om te sê, daar is niks daar buite nie, luister na my, want ek praat die waarheid, maar hulle wil hê generasies en generasies moet na hom luister, maar ek kyk nou, maar ek dink myself, jy gaan anyway oplos as 'n dusbring, dat worry jy, maar, Hoorie, maar nou, ek wil net so, soos ons begin land hierdie gesprek, wil ek nou dink aan wat ons wegvat van hierdie gesprek af. En een van die goed wat ek wegvat, as 'n ouer, want ek het 2 kinders nou, 2 dogtertjies, is die feit dat dit beamoen my pogings om hulle te engage, die Afrikaanse mooi woord escape my, ontsnap my, maar om hulle te engage met hulle vrae. Ons sal byvoorbeeld na 'n Sondagdiens sal ons gesels oor wat het julle in die klas bespreek, het jy enige vrae daaroor, ons sal nie altyd noodwendig gaan en dit nou gaan lees in die Bybel nie, maar ons definitief discuss as daar enige vrae is of iets. Want vir my is dit belangrik om seker te maak, soos wat jy begin het met jou testament, het jy gesê van die vrae wat jy het, dat my kinders moet weet, hoorie, so dis okay. Jy mag vra, dit beteken nie, jy is ongelowig omdat jy vra het nie, want dit is 'n ding in die kerk. As jy vra, dan twyfel jy, nou, so niemand vra nie. Hulle vra, maar hulle vra nie hardop nie. En dan, as mense nie antwoorde het nie, is hulle bang om te sê, ek het nie 'n antwoord nie. Hulle sê eerder, ons moet net glo. Geloof is blind. En daar is 'n mate waarin dit waar is. Geloof kan blind wees. Ons het nie al die vrae nie. Soos, hoe kan God net bestaan? Hy is in 'n kategorie van sy eie, wat hy bestaan het. En ons menslike geskape finite breins kan nou nie dit verstaan nie. So daar's 'n element van blinde geloof. Maar 9 uit 10 keer is daar plek vir vrae en antwoorde. So daar's logika binne in ons geloof en daar is geloof sonder logika ook. Yes. Dis 'n balans. ek wil nou land met hierdie, maar jy kry seer, né? En jy het nou besef, hierdie ding wat jou gaan vreugde gee, jy het nou gegaan werk met hierdie plan, want jy's baie strategic, jy kry wat jy wil hê, en nou kry jy seer. En terwyl jy seer kry, gaan jy deur al hierdie dinge, en nou praat jy praat met jou ma op die foon, en jy voel hierdie ding, jou gedagtes sê die hele tyd, ek moet saam met haar kerk toe gaan, ek moet haar kerk toe gaan, want in jou wese, in wie jy is, voel
Jy het alles in jou probeer en dit het nou nie gewerk nie. En nou roep iets binne in jou en sê vir jou, as iemand anders te vir jou gesê het, hoor jy wil die kerk toe gaan, het jy nooit gesê nie, maar terwyl jy met jou ma praat, weet jy ma gaan kerk toe, en jy moet haar vra, en jy dink, nee, ek kan haar nie vra nie, sy weet mos ek is nou ateïs, en sy weet die en die en die, en dan begin jy hierdie conversation in jou kop en hê, en op eventually kry hy daai guts, om vir haar te sê, gaan jy kerk toe. Ek dink, dit was nie eers guts gewees op daai stadium nie. Dit was, ek het so actively binne my, deny dat enig iets groter was, dat wanneer iets groter met my begin praat, ek kon nie sin maak daarvan nie. Nie geweet wat dit is nie. En ek dink ook om terug te bring bietjie by Nadia se gesprek ook rond met kinders en te bring by die ook is, ek het 'n need gehad van baie kleins af om iets groter te ontdek en iets groter te sien. En ek het vrae gehad in daai kategorie. En omdat niemand my geantwoord het nie, het ek wegbeweeg en in ander plekke dit gaan soek. So, as mense se kinders vrae het en maniere het om te kyk na goeders, dis okay om nie die antwoord te hê nie, maar point hulle na die need toe agter die vraag. En ek dink op baie stadium wat die stem so met my begin praat het die need so erg geword dat ek enige plek sal gaan soek het vir iets groter. En ek dink dis nou waar die ding inkom waar hulle sê God kies ons. Nee, ek is nie 'n Calvinist nie, glad nie. Maar daar is 'n element daarin van He called you, nee? He's the author and the finisher of our faith, sê die woord vir ons. Hy gee vir ons die geloof wat ons het, nee? So ons iets daaromtrent van, ja, die Here het jou geroep op daai dag, jy weet, want dit kon net so wel gewees het dat jy daai dag een of ander New Age guru ontmoet het, en hy het vir jou gesê, daar's meaning in meditation, en daar gaan Arno op 'n meditating trip Thailand toe of iets, jy weet, in a search to a higher purpose of iets, maar is nie wat gebeur het met jou nie. Jy het kerk toe gegaan, en ek wil dit eintlik terugbring, want na die idee dat die impak van ouers as gelowiges, ons kan nie onderskat wat dit beteken om die Here te dien in ons huis nie. Want jy het geweet op die Here het geweet, en jy het geweet op daai oomblik, jou ma is die oop deur na hom toe. Jy gaan saam met jou ma gaan. Jy het geweet jou ma is 'n veilige plek, sy dien die Here. Jy kan saam met haar kerk toe gaan. Wat jou ma nie die Here gedien het nie, verstaan jy? Yes. En ook die feit dat jy miskien as kind saadjies gekry het van geloof, wat diep binne in jou geplant was. Ja, jy het dit onderdruk en jy het gerebelleer en al daai. Maar hier op jou diepste, rauwste, badste uitroepplek, het jy geweet, daai fondasie, dis waartoe jy moet gaan. Die Bible said, raise a child up in the way he should go, and when he is older, he will not depart from it. En dit is daadwerklik die geval met jou, nee? Yes. Ja, nee, prys die Here, hy is goed. Ons is so bly hy is in die koninkryk, Arnie, en as jy nou vir ons kan afsluit, nee, met 'n finale gedagte, miskien is jy 'n ouer wat hier luister, hulle kind is afvallig, en hulle is moedeloos, of miskien is hier 'n jong mens wat hier luister, en hulle sit met vrae, en niemand antwoord hulle vrae nie, hulle wonder of enige van hierdie geloofsgoed waar is. Wat is jou boodskap vir mense wat te doen het met ateïsme, of wat in ateïsme vasgevang is? God is lief vir almal. Al volg jy hom nie. En ek glo persoonlik, al volg jy hom nie, hy volg jou. En dit vat een oomblik om aan julle deurhoof te maak. Een realization, een openbaring. Moenie opgee nie. My ma het vir my vir jare gebid. Jare my probeer kry om 'n Christen te word, my hart vir die Here te gee. En ek dink is net so poetic dat God haar gekies het. Ek sal met haar met kerk toe gaan. Want dit is kind of confirmation vir ook gewees. En ek dink wanneer ek wel gesê het, daai diens, ek my hart vir jou het sy amper flou geval. Sy het nie, maar ek kan net imagine, wat grapie met my, is die ernstig tipe. Die joy wat sy op daai oomblik ervaar. Wat het sy gesê? Ek kan nie onthou nie. Ek Ek was so spiritually overwhelmed geweest in daai stadium. Ja. Daai volgende 3-4 maande is kind of net 'n blur vir my, vir my goed. Ja, awesome.
Het jy 'n laaste gedagte wat jy wil sê? Nee, ek het hom geland nou. Het jy hom Anders- Ek het nog baie vrae, maar Okay. Hoorie, baie dankie dat jy hierna geluister het. En as hierdie podcast vir jou enigstens iets beteken het, en dit was vir jou waardevol en dit maak 'n impak in jou lewe, deel dit. Subscribe op die YouTube kanaal, volg ons Facebook page, dit help ons, dit hou ons in ritme met algoritmes en al die tegnologiese goed wat daar gebeur. En dan sien ons julle weer op ons volgende podcast. dankie Arno.